Broers en susters, baie welkom by hierdie hemelvaartdiens van ons. Die teksvers vandag is Lukas 24 vers 44 tot 53. Bekende teksgedeelte wat ons dikwels op Hemelvaartdag gebruik. Maar Hemelvaartdag is een van daardie vreemde geestelike feesdae. As geestelike feesdae soos 'n sprokie was Hemelvaartdag beslis die aspoestertjie van geestelike feesdae. Want daar's min geestelike feesdae wat so afgeskeep word soos Hemelvaart. Maar Hemelvaart gaan oor die vraag, wie is Jesus? Wat doen hy? Eerder as oor die vraag oor waar is Jesus nou, die vraag wat ons dikwels beantwoord wil hê. Hemelvaart beklemtoon implisiet en eksplisiet hoe groot Jesus se vergifnis en sy genade is. Dieselfde looitjie disippels wat vir Jesus in die steek gelaat het by die kruis, wat weggehardloop het toe hy gevange geneem is, word nie hier aan hulle slegheid of hulle onbetroubaarheid herinner nie. Nee, hulle word juis uitgestuur as sy verteenwoordigers, as sy ambassadeurs. Niks wys so duidelik op sy genade en sy vergifnis as dit nie. Hemelvaart bring natuurlik ook vir ons die Gees ter sprake. Eers in Handelinge 1 vers 8, een van die ander gedeeltes wat ons ook dikwels op Hemelvaartdag lees, Handelinge 1 vers 8, eers sou Lukas sê waarvoor of vir wie die disippels dan in Jerusalem moes gaan wag het. Maar dit is reeds hier in Lukas 24 duidelik dat Jesus van die Heilige Gees praat. Baie mense dink nog steeds aan Hemelvaart as die verskoning waarom Jesus afwesig is, waarom Jesus weg is. Party mense dink mos dat aangesien Jesus nou opgevaar het na die hemel, dit beteken dat hy ons alleen agtergelaat het, asof hy nie meer Immanuel is nie. Dit is egter nie waar nie. Jesus is nog steeds die een wat handel, wat optree. Jesus is nie klaar met ons nie. Jesus tree nou anders op, maar hy is steeds saam met ons en by ons. Die Gees wat Jesus gesalf het, is steeds die een wat sy asem in ons blaas. Hy is steeds die een wat die kerk lei. En daarom, kom ons sê vir mekaar dat ons dit glo. Deur die apostoliese geloofsbelijdenis saam met mekaar te bely vandag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees in Lukas 24 vanaf vers 44. Daarna sê hy vir hulle: Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: So staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word,
van Jerusalem af en verder. Julle is die getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek wil vandag net 'n paar dinge uitlig wat ons maar in gedagte kan hou wanneer ons hemelvaart vier. Die eerste ding is, wat bely ons met hemelvaart oor Jesus? Wie is Jesus vir ons? Hulle vertel vir my die mooi storie oor Albert Einstein se vrou. Hulle het eendag vir haar gevra in 'n onderhoud of sy haar man se relativiteitsteorie verstaan. En haar antwoord was, nee, maar ek ken my man en ek weet hy kan vertrou word. As hy so sê, dan is dit so. Ek dink nie in hierdie stadium in Lukas 24 het die disippels al presies geweet wat aangaan nie. Alhoewel hulle oë al begin oopgaan het hulle nog nie alles verstaan nie. Al wat hulle geweet het, is dat Jesus na die Vader gaan en dat hy vertrou kan word. Dat jy maar kan glo dit wat hy sê. Die disippels het geglo dat Jesus regeer en dit het die verskil gemaak. Dit het gemaak dat hulle die wêreld met entoesiasme en vreugde kon stormloop. Met entoesiasme kon die goeie nuus aan ander mense gaan vertel. Die evangelie van Jesus Christus met ander kon deel. Die tweede ding wat ek wil uitlig oor hemelvaart is, hemelvaart verkondig, sê vir ons, dat Jesus se werk op aarde voltooi was. Dit is 'n afskeid, ja, maar dit is 'n afskeid wat eintlik vir ons wys dat hier 'n gelukkige einde is. Elke woord wat Jesus moes sê, elke wonderdaad wat hy moes verrig het, is afgehandel. Sy werk was klaar. Tetelestai. Hy kon maar huis toe gaan. Jesus wat die gestalte van 'n slaaf aangeneem het en onder ons kom woon het met hemelvaart weer teruggegaan na sy ou werk toe. En dit is om as koning, as regeerder van die hele wêreld te heers. Die derde ding is, Christus heers. Dis die storie van hemelvaart. Hemelvaart gaan oor Jesus se koningskap. In die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels wat ons nou so saam bely het, word hy elke keer verwys na dit wat Jesus reeds gedoen het. Wat ontvang is, wat gebore is, wat gelei het, wat begrawe is, wat ter helle neergedaal het, opgestaan het, opgevaar het. Maar dan skielik, nadat hy opgevaar het, dan skielik is ons in die teenwoordige tyd. Wat sit aan die regterhand van God? En dit geld vandag nog. Hy sit nou aan die regterhand van God. In Handelinge 7 vers 55 lees ons, net voordat die eerste martelaar Stefanus onder 'n klippereën sterf, lees ons hoe hy die hemel sien oopgaan. En hy sien Jesus wat aan die regterhand van God sit. Jesus wat regeer. Dit is waarmee ons middelaar nou besig is. Jesus regeer nou. Hy staan vir ons in nou reeds. Ons probleem is dat ons dit nie kan sien nie. Jy kan dit net sien as jy met geloofsoë kyk.
Hulle vertel in die somber tyd, net na die Tweede Wêreldoorlog, het professor Karl Barth 'n reeks boodskappe oor die apostoliese geloofsbelijdenis gegee. Te midde van die pynhope rondom hulle, het 'n klompie gelowiges elke oggend vergader. Net voordat die stootskrapers begin opruim het. En Karl Barth vertel self later hoe hy moes spreek oor hoe Christus nou aan die regterhand van God sit. Hy sê met al die artikels wat dit vooraf gegaan het, was dit vir hom soos 'n berg wat hy moes uitklim. Maar hy sê toe hulle by hierdie artikel kom, en skryf hy later daaroor en sê hy, hier kom ons op die kruin met die mees asemrowende gesigte. Die eerste en die laaste ding wat ons moet en kan sê oor ons lewe en oor die wêreld, is dat Christus nou reeds aan die regterhand van God sit en dat hy regeer. Dat hy regeer, maar dat dit nie altyd met die menslike oog sigbaar is nie, is so. En daarom voel gelowiges dikwels eensaam en verlate. En tog is dit juis nou 'n tyd van hoop, want Jesus regeer nou. Is dit nie 'n wonderlike ding om te hoor nou 'n paar weke voor ons eie verkiesing nie? Waar daar so baie stemme is wat sê ons uiteindelik moet verloor. Broers en susters, ons mag soms moed verloor, hoop verloor. Dinge mag sleg lyk vir ons en vir die kerk. Dit mag selfs soms lyk asof die bose die oorhand kry. Maar intussen tyd weet ons Jesus regeer. En dit is hoekom ons dit gereeld saam as 'n gemeente moet bely. Jesus sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Jesus is die heerser van hierdie wêreld, nie die bose nie. Nog 'n storie oor Karl Barth wat vir my verskriklik mooi is. Gedurende die nag van 9 Desember 1968 het die grootste teoloog Karl Barth in sy slaap gesterf. Vroeër dieselfde aand het hy 2 telefoonoproepe gehad, daar in sy siekbed. Een was van sy peetkind Ulrich Barth. En vir hom het Karl Barth 'n reël uit 'n gesang aangehaal. 'n lied wat handel oor die troos van die Christelike hoop. Die ander oproep was van Barth se jarelange vriend Edward Turnesen. En hulle het gepraat oor die donker tye wat daar oor die wêreld gehang het. Onthou, dit was so in die laat 60s. En toe het Barth vir Turnesen gesê, tel jou ken op, moenie bekommerd wees nie, nooit nie. Want daar word regeer, nie alleen in Moskou of Washington of Peking nie, maar daar word geregeer en wel op aarde, maar vanuit die hemel, God in Jesus regeer. Na Barth se dood later daardie nag het iemand toe kommentaar hierop gelewer en gesê, what a sign of, to bed, to sleep, to eternity. God reigns. Is dit nou nie 'n boodskap wat ons vandag moet hoor te midde van die oorloë en die gerugte van oorloë wat hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld gevoer word nie? Jesus Christus het volgens die hemelvaart altyd die laaste woord oor alles, want hy is in beheer. Vierde ding wat ek wil uitlig. Omdat Jesus regeer, beteken dit dat ons
anders moet leef. Net soos wat sy disippels daardie tyd besef het, moet ons nou anders leef. Soos Emily Dickinson lank terug gedig het. Who has not found the heaven below will fail of it above. God's residence is next to mine. His furniture is love. Who has not found the heaven below will fail of it above. God's residence is next to mine. His furniture is love. Weet mense uit ons optrede, uit ons konkrete liefdesdade dat ons Jesus se navolgers is. Want as hulle dit nie gaan sien nie, gaan hulle nie vir Jesus sien nie. Daarom is ons gemeente se motto, se lese met Jesus, vir Jesus. Kan mense dit sien? Kan hulle dit sien in hoe ons optree teenoor mekaar? Kan hulle dit hoor in die manier waarop ons met mekaar en met die wêreld praat? Kan hulle Jesus beleef wanneer hulle hier by ons is? Of wanneer hulle met ons te doen het by die werk van die skool? In 'n brief van Diognetos, gedateer uit 150 na Christus, kom hierdie woorde wanneer hy oor kerkmense praat, wanneer hy oor Christene praat, dan skryf hy. Hulle woon in hulle eie land, maar as vreemdelinge. Elke vreemde land is hulle vaderland en elke land is vreemd aan hulle. Hulle vertoef op aarde, maar is tuis in die hemel. Hulle hou van almal, maar word deur almal vervolg. Hulle is arm, maar maak vele ryk met hulle lewens. Hulle kom alles kort, maar tog in alles oorvloed. Hulle word vervolg, maar hulle seën. Hulle word beledig, maar bewys eer. En diegene wat hulle haat, kan geen rede vir hulle vyandskap verstrek nie. Kan dit van my en jou, kan dit van ons as gemeente gesê word, dat ons altyd anders is, omdat ons op weg is as mense van die weg. Die vyfde en die laaste ding wat ek wil onderstreep is, wat ek dink hemelvaart en ek onderstreep is, dat Jesus 24/7 teenwoordig is by ons. Norman Vincent Peale, die skrywer van The Power of Positive Thinking vorm, het 'n baie effektiewe tegniek gebruik wanneer hy iemand in terapie gesien het. Hy het eers vir die persoon laat sit en daar op die rusbank laat lê en dan het hy vir hom genoeg geleentheid gegee om oor sy probleme te praat. Sy hele storie te vertel in detail. En daarna het hy die persoon gevra om in stilte te sit en om dan vir 'n volle 3 minute lank aan niks anders te dink as Jesus nie. Net Jesus. Dr. Peale het verduidelik dat dit die oomblik was wat mense hulle fokus verskuif het van hulle probleem na die kragbron. Maak nie saak wat jou probleem is nie, maar Jesus het die krag om jou te help. Norman Vincent Peale het getuig dat die meeste mense gewoonlik na hierdie 3 minute van dinktyd hoop gehad het. Probleem was nie dadelik opgelos nie, maar hulle het geweet daar's hoop. Dalk is dit 'n gewoonte wat ek en jy maar kan aanleer elke dag, om te begin met 3 minute, nie fokus op ons probleme nie, maar om te fokus op Jesus, ons kragbron. Want ons het die gees van Christus. Hy gee ons die krag om voluit anders te leef. Omdat ons weet as gevolg van die hemelvaart, Jesus is in beheer. En hy verteenwoordig ons by God. En die Heilige Gees is goed by ons teenwoordig. Kan ons dan iets anders wees as oorwinnaars
soos wat Romeine 8 vers 37 vir ons sê. Amen. Kom ons bid saam. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Van waar ons woon tot by sy troon wil ons hom prys. Here, ons wil U naam groot maak, want U regeer. U is die koning van die heelal. Ja, Here, ons bely baie keer kan ons dit nie sien nie, wil ons dit nie sien nie, lyk die storms rondom ons so groot. Here, as ons na die verkiesingssituasie kyk, dan Here, dan raak baie van ons paniekerig as ons sien watter maatskappye verlaat ons land soos die rotte van 'n skip wat besig is om te sink afvlug. Here, dan maak dit ons bekommerd. En dan vra ons, Here, waarheen? Maar Here, help ons om met geloofsoë na hierdie wêreld te kyk. Help vir ons as gelowiges om oplossings te help soek, om 'n positiewe invloed op ons omgewing, op ons dorp, op ons land te hê. Ja, Here, dat ons met liefde na mense sal uitreik, dat ons met ons liefde mense sal intrek in die dampkring van U invloed. Ja, Here, want U is die enigste antwoord. Here, baie van ons probleme het nie 'n wêreldse oplossing nie. Here, wanneer ons met politieke argumente mense wil oortuig, Here, dan voel dit vir ons asof ons skree in 'n storm in. Ons bely dit. Here, help ons om met liefde ons hande uit te steek na ander mense, om 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Ons is jammer dat ons so min maak van hemelvaart. Help ons, Here, om U koningskap, U koninkryk te laat kom. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede voor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.